Goed, graad 7 is, gaan vinnig heel getalle positief en negatief. Ek het sommer die hele bord klaar versier, so julle gaan presies sien wat hier moet gebeur. So, positief en negatief het ons vinnig gesels, het ons vir ons getallelyn gaan teken om te wys dat ons positiewe getalle, ons tel getalle, en dan as ons by ons heel getalle kom, moet ons hierdie groepie negatiewe getalle ook insluit. So, ek vra vir jou 'n paar vragies oor groter as, kleiner as, en ek vra vir jou om dit te gaan herrangskik in die regte volgorde, daai tipe van goedjies, en dan kom ons by die berekening, en dis eintlik vir my die belangrikste. So, as ons kom by die basis is, waar ons net optel en aftrek, dan moet ons verstaan hoe die beweging werk, né, op ons getallelyn self. So, as ons begin by -5, eerste sommetjie by -5, en ons moet 3 bytel, dan beteken dit ons negatiewe getal raak groter, so hy beweeg nader aan die 0. So as ek wil gaan 3 bytel, gaan ek hier 1, 2, 3 bytel, my antwoord is -2. Goed, as ek aftrek, -7 is nou nie hierbo nie, maar as ek aftrek, beweeg ek in die teenoorgestelde rigting, want die getal beweeg nou verder van 0 af, soos sy waarde raak al hoe minder. So -7 minus nog 2 is -9. -8 plus 6, so 6 posisies nader aan 0, is weer -2, en -5, minus nog 3, so nog 3 plekke weg van die 0 af, gaan wees -8. Okay? Dit is al na vinnig gesels oor ons tekens wat kan verander wanneer ons maal en deel, en hoe dit by ons berekeninge lyk. So ons het gesê, wanneer ons tekens dieselfde is, nee, so plus maal 'n plus en 'n minus maal 'n minus, dan is ons antwoorde altyd positief. Maar as ons tekens van mekaar verskil, soos hierdie, dan beteken dit ons antwoord is negatief. En ons het gesê in die lewe werk het so, as ek en jy ooreenstem, dan is alles lekker, maar as ons gaan verskil van mekaar, dan gaan die atmosfeer nie so lekker wees nie. Hier aan die deelkant werk dit dieselfde. Daar is alles dieselfde, so dis positief, daar waar dit verskil, is ons antwoorde negatief. En hierso is voorbeeld op die bord. So, hier ons met positiewe getalle 7 maal 2, antwoord is 14, plus positief, fantasties. Maar, nou het ons hieronder -7 maal 2. So, een kant 'n negatief, die ander kant 'n positief. Negatief maal 'n positief, gee vir ons 'n negatief, en is dan -14. So, die maalsommetjie verander nie. 7 maal 2 bly 14, maar die teken kan nou verander. Aan die deelkant, 15 gedeeld deur 3 is 5, 15 gedeeld deur -3, en onthou ons moet -3 in hakies skryf, want ons kan nie 2 tekens langs mekaar hê nie. Dit beteken 15 gedeeld deur 3 is nog steeds 5, maar die minus en die plus maak dit nou 'n negatief. Aan die onderkant ons laaste dingetjie vinnig oor dit, is wanneer ons 2 simbole langs mekaar het, en ons het vir mekaar gesê, graad 7 is, dan moet ons hierdie 2 simbole eintlik met mekaar maal. Want ons kan nie 5 minus 7 nie, ons moet 1 teken hê vir 1 berekening wat ons moet doen. So, wanneer ons hierdie minus maal met hierdie minus, 2 van dieselfde is, dan gaan ons antwoord 'n positief wees. Dit beteken 5 minus 7 is eintlik 5 plus 7. So ons finale antwoord is 12, ons stel dit dan by mekaar. Aan hierdie kant het ons 2 verskillendes, ons het 4 plus minus 8. 'n plus maal 'n minus, gee vir ons minus, so dit raak 4 minus 8, ons finale antwoord minus 4. Hierdie is alles net goedjies wat ons kan inoefen. Daar's nie groot uitvang nie, jy moet jou reëls hier ken, jy moet verstaan hoe jou getallelyn werk, en dan van daar af, as jy hierdie 2 blokkies ken, kan jy die maal en die deel doen, en jy gaan hierdie gemengde berekeninge kan doen, solank jy net hierdie kan onthou. Sterkte graad 7.